Mense, dis 3 weke terug wat ek bedien het. Ek gaan inhaal wat ek verloor het. Sê vir die ou langs jou, jy moet lekker sit, want jy gaan lank sit. Ek gaan inhaal wat ek verloor het. Ek dink, hier is een van die boodskappe wat die Here my gegee het, wat my lewe totaal en al verander het. Wat ek vandag, mense, ek sal nooit hier staan agter hierdie kansel en goed vir u sê om te doen as ek dit nie self doen nie. En ek het hierdie laaste 2 weke, want dit is nou al ruk, ek gaan nou vir u sê hoe het ek by hierdie woord uitgekom. Dit is 2 of 3 weke wat die Here praat met my oor hierdie ding. Ek het dit begin toepas. Inteendeel, dit kom eintlik al van 40 days af. Dit kom eintlik al van worship af. Maar ek sien goed in my lewe gebeur op hierdie oomblik, as gevolg van wat ek vandag met u gaan deel. Ek gaan vir jou geheim gee. Ek gaan iets, 'n juweel in jou hand sit vandag, wat jou hele lewe gaan transformeer. So ek sit, ons was 'n bietjie weg gewees, ek kan nie onthou nie, 2-3 weke terug. Ek en my vrou, Ewan en Anay, Loan moes werk. En ons is by die oord, en ek sit in die oggend, sit ek met die Bybel, en ek voel toe gelei, ek was toe in 'n seisoen waar ek voel, ek wil bid, ekskuus, nie bid nie, ek wil lees uit die psalms uit. Ek wil 'n bietjie die psalms weer deurlees, en so aan. En ek begin by Psalm 1, een van die mooiste psalms wat daar is. En ek mediteer oor hierdie psalm. Ek lees hom, en ek lees hom oor, en ek lees hom weer 'n keer, nog 'n keer, en ek mediteer oor hierdie geweldige Psalm 1. En in die proses van meditasie en so meer, vang my oog die bladsy langsaan in my Bybel. In die hoekie is daar 'n vers. En hierdie vers trek my oog letterlik. Toe ek dit lees, toe weet ek, vanmôre is die môre wat ek gaan preek oor hierdie skrif. Ek het dit geweet. Ek het 'n klomp idees en goed en titels en dinge in my kop wat ek sou wou oor praat, wat ook al, maar dit kan later kom. Maar toe ek hierdie skrif lees, toe weet ek, God wil vir sy kerk iets sê. En ek het hierdie skrif aangehaal in 40 days. Ek haal baie maal hierdie skrif aan in ons worship, woensdaande by worship. Maar daardie oggend toe ek hierdie skrif lees, toe weet ek, God wil vir die kerk iets sê. Job 42 vers 10 tref my. En hoor hierdie kragtige skrif, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Job se omstandighede het verander. Job se destinasie het geskuif. Dat groot verandering gekom as gevolg van sy gebedslysie het verander. Die prioriteite op sy gebedslysie het verander. En toe verander sy lot. En wat het gebeur? En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Alles oor sy prioriteite op sy gebedslysie. Hoe lyk jou gebedslysie? Waarvoor bid jy? Vir wie bid jy? Want dit kan jou lot verander.
Here, seën my lippe. Here, U se woord wat ek weet uit die troonkamer van God afkom. En Here, en ek sê vir U dankie dat U my lippe salf, my onvermoë. Laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom tydens hierdie woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Maandag aand by ons First Days of Praise, die laaste dag van ons First Days of Praise, die 3 Maart. Toe sê ek vir die mense daar die volgende. Ek maak hierdie stelling. Toe sê ek ook vir hulle, hierdie stelling gaan jou skok. Maar hoe meer jy gaan dink oor hierdie stelling, hoe meer gaan jy die waarheid van hierdie stelling besef. En hierdie stelling sê die volgende. Dit sê, ek glo nie in gebed nie. Maar ek glo in 'n God wat gebed verhoor en beantwoord. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil. Want baie mense is maar deur pappa of mamma of oupa en ouma geleer, jy moet bid my kind, jy moet bid, jy moet bid. Nou sê ons maar net hierdie woorde, maar ons besef nie, wanneer ons praat met 'n lewendige, bo-natuurlike God, dat hy hoor en hy antwoord. Jou gebed val nie op 'n dowe oor nie, dit val nog minder op 'n dooie oor. Ons God lewe en jy moet weet, wanneer jy praat met God Almagtige, kom daar 'n skuif van die atmosfeer, dan kom sy hand aan die beweeg, soos by Job. Jy moet besef met wie jy praat, en jy moet besef, wat ook al jy besig is om te sê, God hoor. God hoor. Meer goed word deur gebed reg gekry, as wat hierdie wêreld ooit kan droom om reg te kry. Gebed is een van die grootste voorregte wat ons het as Christene. En soveel Christene het misluk in hierdie lewe, omdat hulle, nommer 1, versuim het om te bid. Nommer 2, omdat hulle te bang was om te vra. Nommer 3, omdat hulle eina verkeerd bid. Wat sê Jakobus 4 vers 3? Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Hoekom ontvang jy nie? Eina, want jy vra die hele tyd vir jou eie welis, vir jou eie begeertes, vir dit wat jy voor lus is. As ons hierdie skrif langs Job se bloudruk plaas, hierdie bloudruk gebed van Job, dan kom ons agter, ons moet baie meer verander bid as ons self. Want jou lysie is altyd, ek Here, en ek wil die miljoen rand hê, of die 40 miljoen, ek wil die voertuig hê, Here my skuld, Here my goed, my, en jy's besig om verkeerd te bid. Want jy is besig met jou eie begeertes wat jy soek, wat jy wil hê. Daar's 'n regbid en 'n verkeerdbid. So, ons gaan terugkom na hierdie goed toe, maar ek moet 'n fondasie neerlê en ek gaan 'n sterk fondasie neerlê. Want ons praat vanmôre oor gebed, en as ek moes nou dalk vir jou gesê het, ek gaan vandag praat oor gebed, het jy dalk by die huis gebly, want ag nee, net nie gebed nie. Maar ek gaan vandag vir jou eintlik wys hoe maklik gebed is. Verstaan mooi familie, Jesus het gebed ernstig opgeneem. Gebed is nie iets wat Jesus homself moes herinner het aan nie. Word wakker en raak besig
En iewers in die middel van die dag kom hy agter, gits, ek het nog nie gebid nie, ek moet iewers te bid. Ek moet nie vergeet om te bid nie, ek moet onthou om te bid. Verstaan baie mooi. Gebed vir Jesus was soos asemhaal. Asem in, asem uit. Gebed was deel van wie hy was en is. Bly by my, Jesus was so lewensnoodsaaklik verbind aan die Vader, dat die kommunikasielyn gedurig deur oop was. En familie, ek en u moet so lewensnoodsaaklik verbind wees aan Papa God, dat ons moet weet, die kommunikasielyn is permanent oop. Dis nie net iets wat gebeur wanneer jy opstaan in die oggende nie. Dis nie net iets wat gebeur voor jy gaan slaap nie. Dis soos om asem te haal. Nou, ek het groot geword met Jimmy Swaggart, John Stans, Janet Paschal, Dudley Smith. Jy moet baie oud wees om te weet van wie ek nou praat. En in ons huis, as jy enige iets anders as dit geluister het, was jy op pad hel toe. Toe kom ek agter in my tienerdae, my genade, daar's nog ander ouens wat ook sing. Stephen Curtis Chapman. For him. Al die ouens, onthou julle hulle? Here, ek gee my ouderdom weg nou. Ek is bloedjonk. En Stephen Curtis Chapman sing 'n lied, as 'n jong seun hoor ek hierdie woorde. It doesn't mean when we say the word amen that this conversation needs to end. En dis presies die goddelike waarheid. Gebed is 'n leefwyse. Gebed is soos om asem in, asem uit. Gebed is wanneer ek hier sê amen, dan sê my volgende tree is, Here lei my, Here help my, Here waartoe nou? Wat sê u, Here? Ek moet hierdie keuse maak. Ek moet daardie keuse maak. Here, wat sê u, Here? Hier is iets wat gebeur het. Wat sê u, Here? Gebed is 'n leefstyl. As jy my oggendgebed waar ek met die Here praat, vat, en jy sit hom daar neer, en jy vat wat ek deur die dag bid, is dit ver meer as die oggendgebed. Ek praat met hom wanneer ek bestuur. Ek praat met hom na 'n telefoongesprek. Ek praat met hom wanneer daai ongemaklike WhatsApp deurgekom het. Dan praat ek met hom. Ek praat met hom wanneer ek agter die rekenaar sit. Ek praat met hom wanneer ek daai e-pos moet stuur. Al ons besigheidsmanne en besigheidsvroue, jy het nodig, voor jy daai kwotasie doen, om eers met die Here te praat. Jy moet gedurig deur bid. Voor jy by daai vergadering instap, het jy nodig om te sê, Here, lei my, sit te wag voor my mond. Ek kan nie net uit my eie uit praat nie. Maak my sensitief, Here. Ek praat met hom wanneer iets goeds gebeur. Ek praat met hom wanneer slegte goed gebeur. Ek praat met hom wanneer smart en hartseer my tref. Ek praat met hom wanneer ek op my gelukkigste is. Dis soos om asem te haal. Dis nie net iets wat jy gou in die oggend doen en jou gewete is so sê, ek het daarom vanoggend gepraat met die Here, sies vir jou. Hy sê, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, ek is met jou tot aan die volëindiging van hierdie wêreld. Hoe durf jy net in die oggend met hom? Dit is so asemhaal. Die kommunikasielyn moet gedurig deur oop wees, omdat jy lewens verbintenis lewensnoodsaaklik aan hom verbind is. Asem in, asem uit, haal 'n bietjie asem en uit. Dis hoe jy moet bid. Jesus het gebid voor hy groot besluite geneem het.
die tuin van Getsemane. Net voor hy is, kan ek het sê, voor hy 'n sondaar geword het. Want die sweet op die grond was nie die Via Dolorosa wat hy moes loop nie. Dit was nie omdat hy bang was vir die dood nie, hy het die dood geskep saam met God, hulle weet wat gebeur na die dood. Was nie die marteling nie. Die sweet wat soos bloed gedrup het op die grond, was omdat hy 'n sondaar moet word, want hy haat sonde. Hy wat geen sonde geken het nie, 'n sonde vir ons gemaak, sodat ek en u die geregtigheid van God kan word in Christus Jesus. En hy bid voor hy 'n sondaar word, voordat hy my sonde en u sonde op sy skouer moet dra. Hy bid voor een van die grootste gebeurtenisse in ons Bybel. Lazarus is 4 dae dood. En as ek en jy, ek het dit al gesê in my bediening, as ek en u moet 'n dooie opwek, wat 4 dae dood is. Die Here weet, ek sal vir 7 dae gaan afsonder, lê voor die Here in sak en as en jy weet wat ek sê? Wie wat in Jesus? Hy bid een sinnetjie, voor hy vir Lazarus uitroep, hy sê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Lazarus, kom uit. Een sinnetjie. Ek en jy wil 7 dae, 7 nagte voor die Here lê, wanneer ons 'n dooie moet opwek. Die Here sê, ek dank u, u hoor my altyd. Lazarus, kom uit. En hy kom uit, my Here. Weet, hoekom? Hy het geweet, sy Vader lewe. Sy gebed val nie op dooie hore nie. Op dowe hore nie. Daar is lewe in die hemel. En wanneer jy praat met God, hoor hy. Hy het gebid voor hy die brood gebreek het. Johannes 6, hy het gebid voor hy die brood vermeerder het in die 2 visse. Kom ek sê vir jou iets wat ek gelees het, daar in Johannes ook. Johannes 6. Kom Jesus. Na die vermeerdering van die brood en die 2 visse, die 5 brode en 2 visse, dus daar 12 mandjies vol. Wat doen die skare? Gaan lees dit in Johannes 6. Die skare kom en hulle wou hom gryp om hom koning te maak. Gaan lees dit. Hulle het gesê, hierdie man moet koning word. En wat doen Jesus? Jesus vlug van 'n aardse kroon en hy gaan alleen die berg in. En ons weet, as hy alleen berg toe gegaan het, het hy gaan bid. Hy verruil 'n aardse kroon vir gebed. Daar kom tye in my en u se lewe waar ons die aardse kroon moet eenkant toe skuif en sê, my Here, om u aangesig te soek, om u plan te soek, om u wil te soek, is ver meer belangriker as 'n aardse kroon. Ons selfsugtig, volgens Job se bloudruk gebed, soos Job se bloudruk gebed, hang hy aan die kruis en hy bid onselfsugtig terwyl hy hang aan sy smart en sy pyn, sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En raai wat? Jesus tree vir my en u in met die Vader. Hy sit langs God die Vader. En raai wat sê hy vir die Vader? Tot en met vandag toe kyk hy na Clemie en dan sê hy, ag Here, Vader, vergewe tog ook Clemie. Hy weet nie wat hy altyd doen nie. Tot en met vandag toe nog. Dis die gebed wat hy nog steeds bid. Jesus het altyd ander geïnspireer om te bid.
Matteus 26 vers 40 sê, en hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak. Ander sê, nee, hulle moes gebid het vir 1 uur. Nee, daar's 'n verskil tussen waak en bid. Kom ek vertel vir jou, ek is nie skynheilig nie. Ek is julle pastoor, maar as jy vir my sê ek moet 1 uur bid, hey, dis 'n storie hoor. Want die probleem wat jy het is, voor jy vra, weet hy wat jy nodig het. Dit maak jy lysie nog korter. Om 1 uur te bid, en die Bybel hou nie van herhaling van woorde nie, gaan lees die Bybel. Herhaling van woorde. Dit maak jou lysie nog korter, of jou gebed nog korter. Vergewe my wat ek nou sê, ag Here, is julle nog lief vir my? Want jy spog maklik, ek het 1 uur gebid, maar jy het jouself so herhaal, jy kon net 5 minute gebid het. Met liefde en respek gesê, teenoor die wat 1 uur bid. Ek sal eer jou. God sien die tyd wat jy afstaan vir hom. Dis beautiful, dis pragtig. Hou so aan as jy kan. Kon julle nie 1 uur saam met my waak nie? En dan die volgende vers sê, waak en bid. Die 2 hardloop saam. Dat julle nie in versoeking kom nie. Want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Dis Jesus wat hier praat. Clemens, ek bly val vir versoekings. Ek bly val. Want jy waak nie. Wat beteken om te waak? Want ek moes gaan kyk wat beteken die woordjie waak. Want baie van ons sê, wonder, wat beteken waak? Wat is waak? Clemens, wat is waak? Hoe waak 'n mens? Wel, ek het gekyk na die betekenis van hierdie woord. Dit beteken, bly by my, om paraat te wees, om skerp te wees, om op jou hoede te wees, om te weet wat is vir jou kosbaar. En wat beteken dit? Dit beteken, jy moet baie meer waaksaam wees oor waar jy beweeg. Jy moet baie meer waaksaam wees wanneer jy en skerp wees, op jou hoede wees, wanneer jy alleen is agter jou rekenaar. Jy moet baie meer skerp wees met daai selfoontjie van jou en wat jy daar waar jy ingaan en wat se webtuistes jy besoek en so meer en wat jy doen. Jy moet waaksaam wees. Jy moet skerp wees want die vlees is swak, maar die gees is gewillig. Jy moet baie meer jy moet wakker wees. Jy moet wakker wees. Jy moet wakker wees. Skerp wees. En weer die vyand lê en loer. Hy wag om jou te laat struikel. Hy wag vir jou. Wat soek jy by die klapse? Wat soek jy kind van God by die baarse? Wat soek jy daar? Jy waak nie. Jy speel met vuur. Jy speel met vuur. Nee, ek is daar om my ligte laat skyn. Man, doen 'n beter werk by jou werk. Waar jy by saam die kollegas, maar nou wil jy by die bar gaan. Skyn my liggie. Jou duiwel. En dan is jy die een wat die meeste drink. Waak en bid. Sabararabatukai. Ek wil nie ligsinnig wees nie, familie. Maar die Here weet, ons is besig met 'n ernstige God. Ons leef van die eindtyd en God soek sy kerk heilig. God soek sy kerk gereed vir wat op pad is. So wat beteken waak en bid? Waak en bid beteken die volgende. Jy's wakker. Jy's skerp. In elke situasie soek jy geleentheid om met God te praat. Ek ry in die kar en ou jaag voor my en dan sê ek, seën hom Here. Die vlees wil eers praat. Maar dan sê die gees, nee, bid vir hom, seën hom. Ek soek 'n geleentheid waar ek beweeg,
As ek loop net toilet toe, van my studio af, dan bid ek. Ek sê, dis 'n lewenstyl, dis soos asemhaal. Here, help my, ek is hier besig met 'n ding, Here, ek het die wysheid nodig. Here, lei my, jy's wakker, jy's skerp, om met God te praat. Kom maar familie, is julle saam met my? Jy's wakker, jy's skerp, jy soek 'n geleentheid om te praat. En nie sinne nie, sommer een sinnetjie. Here, dankie vir u leiding. Here, hierdie oproep het my nou ontstel. Maar Here, help my om hierdie saak reg te hanteer volgens u plan en volgens u wil. Dis 'n leefstyl, dis asem in, asem uit. Hoekom moet ons waak? Efesiërs 5 vers 15. Pas dan op dat julle nou geset wandel. Onthou jy, ek het iewerste 'n maand of 2, ek kan nie onthou nie, teruggesê. Ons moet prioritiseer. Heiligheid moet 'n prioriteit wees. Pas aan, pas op. Maak aanpassings in 'n opwaartse beweging. As jy gym toe gaan en jy sien nie resultate nie, beteken dit jy druk jou nie self hard genoeg nie. En wanneer ons met ons Here besig is, het ons nodig om ons te druk om beter te doen. Nie om met werke besig te wees nie, maar omdat ons ernstig is, want hoekom moet ons nou geset wandel en aanpassings maak om met God en Jesus en die Heilige Gees nou te wandel? Want die volgende vers sê, koop die tyd uit omdat die dae boos is. En ek dink, jy het nie baie breinselle nodig om te weet die dae is baie boos vir in ons lewe. En hoe wandel ek nou geset met die Here? Deur asem te haal. Deur 'n gebedslewe te hê. Nie net wanneer ek opstaan en met God in my stilte tyd besig is nie, maar permanent. Ek waak en bid. Ek soek 'n geleentheid. Waar kan ek vinnig met God praat? Man, ek loop in die mall, dan weet my vrou nie wat sy wil koop nie, dan praat ek lekker met die Here. En sy sê daai tipe mens in elk geval, en sy gaan my uittrap hierna so, jammer liefie, jy is nie daai mens nie. Sy weet as sy nou gaan tyd nodig het, dan los sy my by die huis. Ek sien al glad, Somerset Westmall het nou al sitkamers neergesit vir die manne. En as ek daar verbyloop, sit die manne op hulle fone, want die vrouens is besig. Here, jy daai het niks met my preek uit te waai nie, sorry. Hoe wandel jy nou geset met die Here? Deur 'n gebedslewe. Deur asem te haal, deur te waak en te bid, 'n geleentheid te soek om te bid. Een sinnetjie soos Jesus by Lazarus se graf. Ek dank U Here dat U my altyd verhoor het. Waarom moet ons waak? Skerp wees, op ons hoede wees, aanpassings maak, want die dae is boos. Help my Here, ek wil nie goed uitsny nie, want dit voel vir my ek moet goed uitsny. Want ek is nog by my inleiding. Moenie worry nie, ons gaan iewers, jy sal middagete eet, moenie worry nie. Matteus 6 vers 6, maar jy, sê die Here, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Luister, Clemens, hulle sien my nie raak by die werk nie. Wanneer daar promosies is, word ek nie raak gesien nie. Wanneer daar verhogings is, word ek nie raak gesien nie. Clemens, hulle sien my nie raak nie. Wel, nommer 1, jy werk nie vir daardie uitvoerende beampte of direkteur of eienaar van daardie maatskappy nie. Alles wat jy doen, doen dit om tot verheerliking van God. Jy werk vir die Here. En hoor mooi, wanneer jy by daai werk wil hy jou nie raak sien nie. Streef na uitnemendheid soos Daniel. Daniel was 'n man wat gestreef het na uitnemendheid 2 en het 'n voortreffelike gees in hom gehad. En dit kom omdat hy 3 keer 'n dag gebid het.
Verstaan mooi. As jy sê jy is 'n bloedgewaste kind van die Here, en gebed is deel van jou lewe, dis soos asemhaal, sal jy met uitnemendheid werk met daardie baas, met 'n verhoging of sonder 'n verhoging, met 'n promosie of sonder 'n promosie. Want hier sê dan Clemens, maar hulle sien my nie raak nie. Dit is al so lank. Hey, die God wat aan die verborgene sien, sê op die regte tyd sal ek jou in die openbaar vergelde. Ek sal jou vergelde, sê die Here. Met ander woorde, daai uitvoerende beampte, daai direkteur, daai eienaar moet pas op, want jy gaan 'n ander werksgeleentheid kry, en die ou gaan sê, ek gee jou dubbel wat jy nou kry, kom na my toe. En sulke goed het ek oor en oor en oor en oor in my lewe gesien, wou God werk. Dit kan gebeur. OK. Lukas 11 vers 1. En toe hulle op 'n sekere plek was, besig om te en toe hy, dis Jesus, op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van die disippels vir hom, nadat hy opgehou het. Hy het ophou bid. Here, leer ons bid. Ek wens ek kan agter 'n olyfboom weggekruip het in die tuin van Getsemane, om net te hoor hoe praat Jesus met Papa God. Ek wens ek kon hoor wat die disippels daar gehoor het, wat hulle het aangestap gekom, en hulle het gehoor Jesus bid, en hulle het gewag tot hy klaar is, en toe hy klaar gebid het, toe daardie gebed hulle so weggeblaas, dat hulle vir die Here sê, ons skiet ver te kort in ons gebedslewe. Here, ons wil U nie ons leer bid nie. Ons wil ook so 'n verhouding hê met Papa God. Ek lê net fondasies neer. Vinnig, moenie worry nie, ons gaan regtig amper klaar maak. Binne die volgende halfuur of iets. Ek probeer aan u verduidelik. God is vasgevang in elke suurstof molekule. Net God kan suurstof maak. As die arme manne wat wil maan toe gaan, moet hulle iets van die aarde saamvat en dit word suurstof genoem. Anders is hulle verloor. En God kom in Genesis 2 vers 7 en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en toe doen hy iets. Hy bring sy mond teen aan die neus van die mens, van Adam. En hy blaas die asem van die lewe binne in sy neusholtes in. En so het die mens 'n lewende siel geword. En verstaan mooi, God het geskep met sy woorde, geskep met sy woorde, maar toe hy kom by die mens, toe vorm hy hom met sy hande, toe maak God sy hande vuil, maar dit stop nie daar nie. Hy kom af aangesig tot aangesig, en hy blaas binne in die neusholtes van Adam, suurstof, lewe. En toe Adam sy oë oopmaak, wie is die eerste wat hy sien is vir God. En toe God vir Adam kyk, toe was sy hart klop net een ding en dit is, met jou, o mens, wil ek kommunikeer, met jou wil ek 'n verhouding hê, met jou wil ek praat. En as jy met my praat, gaan ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê, ek slaan ag op wat jy sê, ek soek 'n verhouding met jou, en dis hoekom God in die tuin van Eden gewandel het, sê die Bybel, saam met Adam hulle, gewandel het. En ons weet sonde het alles kom breek en
opgemors. Maar dank die Here vir die kruis van Jesus, het dit herstel. Die kruis van Jesus het dit kom herstel. En nou wandel ons weer saam. Dat is ons ou Pinksterkoortjie vir julle ou Pinkstermense. Ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Maak vir hy boeta die deur oop, halleluja. Hy's laat, maar hy gaan die laaste paar minute sy woord hoor. Halleluja. Elke suurstofmolekuule moet my en u herinner, God is teenwoordig. En hy soek 'n gesprek met jou. Dus maak ons God deel van elke besluit, elke gesprek, elke plan wat ons het, elke visie wat ons het, elke droom wat ons het. En hoe maak jy God deel van jou visie, jou droom en jou planne? Deur 'n gebed. Nie 'n uur of 2 ure en 'n herhaling van woorde nie, net een. Here, lei my, help my, gee my wysheid, help my Here, dat ek nie nou myself verloor nie, want ek is kwaad Here, ek gaan goed sê wat ek nie moet sê nie, help my, sit te wag vir my mond Here, help my Here, ek moet hierdie ding reg hanteer. En hoeveel male sê ek vir die Here, dis klaar te laat, ek het dit klaar gedoen. Ek het dit klaar opgemors. Sorry. Ek is jammer, Here. Ek wil 'n rigting in beweeg en ja, is nog vroeg man, moenie worry nie. Jou hoendertjie sal nie verbrand nie. Waaroor gaan gebed? Nommer 1. Ons moet kyk na die model wat Jesus vir ons los in die Onse Vader, wanneer hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So, nommer 1 gaan dit om hom te verheerlik. Maar wat is die ding wat hy direk daarna sê? Dis iets wat heel bo aan my en u se prioriteit lys of prioriteit gebedslys moet wees. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied. Dis die mees belangrikste gebed wat 'n kind van God ooit kan bid. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied. En pas op vir daardie gebed, want dit gaan kos dat jy baie maal jou begeertes een kant toe moet skuif en een kant toe moet skop en sê, ek wil eintlik dit hê, maar die Here sê, jy sal jouself verootmoedig, jy sal die minste wees, jy sal laag buig, jy gaan dit doen, jy gaan jammer sê, nie hulle nie, jy. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied in my lewe. Is die primêre gebed wat ek en u moet bid. Soek eers die koninkryk van God. Sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Eerste. Prioriteitslys, my gebedslys, eerste. Koninkryk, sy plan, sy wil, en raai wat, sy plan en sy wil, is nie vir jou om te sê, ek sit met 20 biljoen rand in my bankrekening, of ek ry 'n rooi Ferrari, of ek bly in 'n dubbelverdieping huis, en ek het 'n vakansiehuis, en ek het dit nie, dis nie sy wil nie, dis wonderlik as jy dit het, maar weet jy wat is sy plan, weet jy wat is sy wil, dat jy moet lyk soos Jesus, dat jy moet praat soos Jesus, dat jy sal optree soos Jesus, dis die wil van die Here. So in alles moet jy die gesindheid van die Here hê, jy moet die karaktereienskappe van Jesus hê. Dis doelwit nommer 1. Nommer 1 op die gebedslys is dit. Want wat gebeur deur gebed, in hierdie tipe van gebed?
Ons sterf in onsself. En ons herinner die vlees. Die vlees. Onthou vlees. Dis nie meer jy wat leef nie. Maar dis Christus wat in jou leef. Dit gaan nie oor vleeslike begeertes nie. Dit gaan oor goddelike begeertes. Dit gaan nie oor 'n wêreld se natuur en se ritme en ongelijkvormig te word aan hierdie wêreld nie. Dit gaan om heilig te lewe, God se aangesig te soek en die plan van God vir jou lewe uit te voer. So, kan ek nog 'n paar minute kry? Ja, maar amens is maar min, hoor. So, ek wil dit baie duidelik stel, want ons gaan nou draai. Maar ek wil iets baie duidelik sê. Jy mag vra. Jy mag vra. Alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal hy vir jou gee. Ons mag vra. Daar's soveel skrifte wat sê ons mag vra. En ek wil 'n bietjie daarby stil staan, want die probleem is, jou probleem is, my probleem is, ons besef nie met wie het ons te doen nie. Here, dis nie my notas nie. Okay, hier gaan ons. As jy by my kom, nee, ek maak die vloer oop. Moet dit nie doen na die diens nie, asseblief nie. As ek die vloer oop maak en sê, jy mag vir my enige iets vra. Jy mag na my toe kom en vir my geld vra. Moet dit nie doen nie. Ek hardloop uit. Ek hardloop weg. Moenie my vra vir geld nie, maar as jy nou so na my toe kom, mag jy my vra dalk en jy in jou kop gaan jy dink, ek dink, kom ons gee 'n voorbeeld, ek dink Clemens lyk of hy darm vir my R1000 kan gee. Ander ouens sal dink ek dink Clemens lyk of hy R10,000 kan gee. En die ander ouens sal, nee, ek sê vir julle hy mag gaan R100,000 gee. Maar wat ook al, jy gaan 'n sekere bedrag in jou kop hê wat jy vir my kan kom vra. En dan gaan ek of vir jou lag of iets, maar wat ook al. Maar as Elon Musk hier staan en hy maak die vloer oop, jy mag enige bedrag vir my kom vra. Want ek wil vir jou sê, as jy enige iets onder 40 miljoen vra, gaan jy dit mis. Nee, julle vang dit nie. Want daai man sit met biljoene op biljoene. As hy vir jou sê, vra vir my enige bedrag wat jy wil hê. As jy onder 40 miljoen dink, gaan jy dit mis. As jy hom vra vir 1 miljoen, dan gaan hy sê, ag, is dit al? Gaan, wat is jou R1 miljoen? Party van julle gaan net sê, R100,000 sal net weg wees. Hy gesê, my jene, dis klein geld. Met liefde gesê, respek gesê, hoor jy my metafoor? En 'n God wat die hemel en die aarde maak, wat vir Elon Musk gegee het vir alles wat hy het, sê, vra vir my, en kyk of ek nie die sluise van die hemel vir jou wil oopmaak nie. Nou kom ons, dan beperk ons die Here met wat ons vra. Want jy het dit te doen met 'n Clemens wanneer jy vra nie. Jy het dit te doen met 'n Elon Musk wanneer jy vra nie. Jy het te doen met 'n waaragtige, groot, ek is God van die heelal. Al die beeste op die hemels behoort aan my. En hier is wat ek wil sê. Efesiërs 3 vers 20 sê, ek moet dit in die Engels lees. God's mighty power to work in you and accomplish all this. Stop net daar. God se krag is in jou gedeponeer om die volgende te bereik. Is dit wat dit sê?
God's mighty power to work in you and accomplish all this. Dis joune. Die krag wat in jou gedeponeer is. Hy wil wie? Hy wie die krag van God het. Ook dank die Here vir Pinkstermense wat glo in die krag van die Heilige Gees. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. O my Here. Nou vra jy hom vir R100. Sorry, met liefde gesê. Christene gaan geskok wees wanneer hulle die dag by die hemelpoorte instap om te weet wat hulle kon voorgevra het. En dan het jy dit gemis. Wat sê ons Afrikaanse vertaling, Efesiërs 3 vers 20, ek het dit Woensdag aand genoem, en aan hom wat mag het, om te doen verbo, wat ons bid of dink. Jy het gevra vir dit, jy het gebid vir dit, maar die Here sê, ek kan ver meer doen, as wat jy bid of vra. Hoor mooi, want waar lê alles? Volgens die krag wat in ons werk. Volgens die krag wat in ons werk. Hoeveel krag is in jou? Die Bybel sê die volheid van God is in ons. Ons sit in die hemelse plekke. Ek gee julle die mag oor al die krag van die vyand. En niks sal julle, daar's soveel, wat sê Paulus, sodat ek hom kan ken in die opstandingskrag. En sy opstandingskrag. Weet jy hoeveel is in jou gedeponeer? So wanneer jy jouself iewers op die lysie het, en ek gaan nou by jou by dit kom, waar jy jouself moet plaas op hierdie lysie. Maar wanneer jy vra, moet tog asseblief nie die Here beperk nie. Here, gee my net 3 ouens wat glo wat ek vanmôre sê. So ek moet vir jou hierdie metafoor gee, dat jy dit verstaan. En dan gaan ons swyn klaar maak. 'n Bugatti, ek het dit Woensdag aand genoem. 'n Bugatti. Daar is 'n sekere Bugatti, ek kan nie sy naam uitspreek nie, so ek weet as 'n Bugatti, maar hy het nog 'n ander naam by, maar gaan nie dit sê en ek weet nie wat dit is nie. Ek weet hoe spreek jy dit uit nie. Maar daar's 'n Bugatti wat 446 km/h ry. Die motor engine wat in daardie Bugatti is ongelooflike krag. Is bonatuurlike krag. En hier is die ding familie, jy kan alleenlik die volle potensiaal van daardie Bugatti bereik wanneer jy die versneller plat trap. As jy met 'n Bugatti ry en jy sit jou voet net so liggies op die versneller en jy ry 60 km/h, beperk jy die magtige engine van daardie Bugatti. Want hy's nie gemaak vir 60 km/h nie. Hy's gemaak om teen 446 km/h te beweeg. En dis die probleem in die kerk. By wyse van spreke in my metafoor. Ons sit met 'n Bugatti engine binne ons. Ons sit met ongelooflike krag binne ons. Maar deur geloof raak ons net so aan die versnellertjie en ons beweeg teen 60 km/h. Maar God skree in die hemel en dit is asof hy op wil staan en sê, kan jy asseblief vinniger ry? Kan jy asseblief groter geloof hê?
Kan jy daai versneller bietjie trap? Kan jy my nie ophou om my te beperk? Jy beperk my, jy beperk my, jy beperk my. Trap die versneller. Jy kan teen 446 km/h ry, maar jy ploeter voort in 60 km. En ek sê weer, ek moes hierdie toets skryf en ek het hom geslaag. En ek sien goed gebeur by Kruiskyk TV wat ek in my lewe nog nie gesien het nie. En ek speel skaak. Ek gaan nie daaroor praat nie, maar ek kan jou een ding sê. Daar's 'n God wat beweeg. Ek weier om God te beperk. Ek weier. So wanneer jy bid, kom uit jou boks uit. Kom met jou verwysingsraamwerkie uit. Kom met jou gemaksone uit. Skuif daai grenslyne in jou kop. Kry dit uit die pad uit. En sê daar's 'n groot God, 'n bonatuurlike God wat bonatuurlike dinge kan doen vir my. Hou op om 60 km/h te ry. 446 km is bestem vir jou. En baie mense gaan dit eers agterkom in die hemel. Wat, Here? Kon ek 446 km/h gery het? Ja, jy het 60 gery. Hoe familie. Wie wat ek o, Here help my, ek wil nie arrogant wees nie. Here hou my laag. Maar luister jy, ek is klaar om God te beperk in my lewe. Ek sê ek is klaar om God te beperk in my lewe. So daar is seker goed. Kom ons praat hieroor voor ek gaan swaai. Daar is seker goed wat ek soms na God toe neem. En dit voel vir my. Hy antwoord my nie. Toe ons was in Mynroud gewees en ek het die Here, ek skat 2 of 3 jaar vertrou vir 'n gebou soos die. 2, 3 jaar, ek en my vrou. Hey, 2 jaar is lank. En baie van ons soek goed môre. Jy gaan dalk nog 'n jaar en 11 maande wag. Maar hier is ons. Dis nou al 7 jaar plus waar ek God vertrou vir grond om 'n tabernakel te bou vir die Here. Gaan ek ophou? Nee. Ek sê dit vir julle elkeen, ek sê dit vir elke kyker, daar gaan 'n dag kom wat ons 'n tabernakel vir die Here gaan bou. Kontant. 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 En 'n jeugsportsentrum en 'n sonnaskoolkompleks wat die kinders gaan wegblaas. En so terloops, ek wil spesifiek wees, skryf dit neer, die grond moet 5 hektaar wees. Het julle dit? 5 hektaar. 5 hektaar. Kijk mens, is dit die bietjie? Hey, ek gaan 446 km/h ry. Ek gaan nie ploeter 60 km/h nie. Ek gaan nie aanploeter 60 km/h nie. Ek gaan God vertrou. God kan, God kan, God. Oh, God kan. Oh, God kan. God kan, God kan. God kan dieselfde doen vir jou. Vir jou, vir jou, vir jou, vir jou, vir jou, vir jou en vir jou. Maar jy ploeter aan teen 60 km/h. Jou arme ding. Oh. So waaroor, dit bring my by die woordjie volharding. Matteus 7 vers 7. Julle moet aanhou bid. Dan sal God vir julle gee wat julle vra. Jy mag vra, hoor jy? Jy moet aanhou bid. Dan sal God vir jou gee wat jy vra. Ek gaan aanhou bid vir 5 hektaar grond. Ek gaan aanhou bid
dit vir 'n tabernakel vir die Here, vir 'n sonneskoolkompleks, vir 'n jeugsportsentrum. Ek gaan die Here wat ek gaan aanhou bid. Waar's die orgel? Ek gaan aanhou bid. Woo! Julle moet aanhou soek. Dan sal God vir julle laat kry wat julle soek. Julle moet aanhou klop. Dan sal God die deure oopmaak. Jou probleem is, jy gaan lê te vinnig. Jy gaan lê te vinnig. Jy gee te maklik op. Jy gaan lê te maklik. Hou op. Maar kom tye wat ons moet aanhou vra. Waar ons aan moet hou. Aan moet hou. Hoor jy, so lag julle vir my. Lyk ek soos daai African American. Die waar is daar bo in Amerika. Jy moet aanhou. Waar is my orgel? Sit aan my orgel. Aanhou. Aanhou. Jy moet 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 aanhou. Halleluja. Jy moet aanhou. Jy moet aanhou. Jy moet aanhou. Woo! Ek dink ek moet vir my orgel hier neersit. Kort nog een. OK, kom ons fokus gou. Clemens, het jy skrif vir dit? Het jy skrif wat jy nou sê alles? Kom ek vat jou gou na Matteus 15 vers 22. 'n Kananeese vrou kom in die gebied van Jesus. Nou, dis belangrik om te verstaan die gebied, want daar was 'n skare mense wat by hom gestaan het. So sy's nie by Jesus nie, sy's in die gebied van Jesus. Daarvoor is Jesus. Sy roep uit: Here Jesus, wees my barmhartig. Here Seun van Dawid. Hoor vir wie bid sy? Vra sy. Nie vir haarself nie. My dogter is erg van die duiwel besete. Hier's 'n mamma, 'n moeder wat skree in die verte na Jesus. Here, help my dogter. En Jesus doen iets. Die jong mense het 'n ding wat hulle sê. Verskoon my slang. Maar die jong mense sê, Jesus kapare ignore. Of meer modern, hy bloedtiekaar. Wie was bloedtiek? As jy die WhatsApp kry en jy lees om jy antwoord nie. Dan sê die jong mense, hy het my gebloedtiek. Hy kap my ignore. Hy gooi my 'n dowe. Hy sê niks. Hy lees my, sê niks. En Jesus bloedtiek hierdie Kananeese vrou. Hy draai om en hy loop verder.
En terwyl hulle verder loop, en Jesus ignoreer die vrou, sê die disippels, ons het 'n probleem. Want die vrou hou nie op nie. Sy bly nog skree, Jesus, sê van my, hier is ek. Ons het 'n probleem. Sy hou nie op nie, die tweede keer, wat sy al vra. Sy bly roep. Op die ou einde, gaan staan Jesus stil, laat toe dat die vrou na hom toe kom. En Jesus gee 'n ongemaklike antwoord. 'n Antwoord wat nie een van ons mee tevrede sou wees nie. Hy sê die geweldige woorde. Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Waarom sou hy dit gesê het? Want dit is wrede woorde. Maar kom ek herinner jou gou, vir wie vra die vrou vir haar dogter? Wat Jesus daardeur wil sê is, waar's haar geloof? Hoekom kom vra sy nie? Hoekom vra jy? Jy het geloof in my, maar obviously, sy het nie geloof nie. Waar is sy? Ek kan vir jou iets doen, maar vir haar. En wat doen sy na hierdie geweldige woorde? Sou ek aan die omgedraai het en gesê het, ek sla met hierdie Jesus. Hoor wat sê hy? Ek sla. Vir 'n derde maal val sy voor sy voete neer. Op haar knie. En sy sê, Here, help my. En Jesus doen weer iets ongemaklik. In vers 25 sê, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Die brood is vir die kinders van die Here. Ek is die brood van die lewe. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger kry nie. Dit is vir die kinders van die Here, maar waar is jou dogter? Hoekom kom jy eet sy nie? Nou wil jy die brood wat vir die kinders bedoel is, vir iemand gee wat nie in my koninkryk is nie. Wat nie glo aan die brood nie. Mens gooi nie die brood vir die hondjies nie. En wat sê die vir die 4de maal? Kom hierdie vrou, sy laat los nie. Ons praat oor volharding. Sy los nie, en wat sê sy? Halleluja. Sy sê, dis waar, Here. Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel afval. En sy het nie opgehou nie. Sy het nie opgehou nie, hoor mooi. Sy het aanhou met klop. Sy het aanhou met soek. Sy het aanhou met bid. Sy het aanhou vra. En vers 28, Matteus 15, vers 28 sê Jesus vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees volgens wat jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Luister, luister. Ek wil vir elke mamma en papa sê, jy hou aan om te bid vir hy verlore gaande dogter van jou. Jy hou aan bid vir hy verlore gaande seun van jou. Hy snuif goed en hy rook goed en hy's te mekaar en jy hou aan met bid soos hierdie ma. Want daar is 'n God wat hoor. Daar's 'n God wat hoor en gaan ingryp. Dinge gaan verander. Dinge gaan gebeur. Hou aan. Hy sal inkom, sy sal inkom. God het nie al my gebede beantwoord soos wat ek dit wou gehad het nie. Maar hy het genoeg gebede van my beantwoord, dat ek sal aanhou met bid, aanhou klop en aanhou soek. Ek het dit gesien in my eie lewe, ek sien dit tot en met vandag toe nog. So kom ons praat gou, kom ons maak klaar, ons gaan afeindig. Ons kom terug by Job. So wat is jou motief van jou gebede? Want verstaan mooi, ons het toestemming in God se woord om te vra vir onsself. Daar is sekere goed wat ons mag vra vir onsself. Maar hier is die skat wat ek vir jou wil gee. Hier is die groot geheim wat ek met jou wil deel.
soos ek aan die begin gesê het, van te veel van ons gebede gaan vir onsself. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en wat? Bid vir wie? Vir jouself. Vir mekaar. Sodat wie gesond kan word. Bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. Bid vir mekaar, sodat as ons vir mekaar bid, gaan ons gesond word. Maar Here, die kanker in my lewe, my ek Here. Die Here sê, wanneer gaan jy bietjie saai met jou gebede? Wil jy gesond word? Bid vir 'n ander een om gesond te word. Dis wat Job gedoen het. Dis wat die skrif vir ons sê. Hoe ontvang jy 'n deurbraak in jou lewe? Deur te bid vir 'n ander ou vir sy deurbraak. Hoe kry jy finansiële deurbraak in jou besigheid en jou finansies? Deur vir 'n ander ou se finansies te bid en vir 'n ander ou se besigheid. Jy hoor nie wat ek sê nie. Ek het dit begin doen. En ek sien iets wat gebeur. Want hier is die ding wat jy moet verstaan van die Christen geloof. En dit is die mees onselfsugtigste geloof wat daar is. Want jou bo is dit God se wil vir my lewe. Nie wat ek wil die ding doen, Here. Maar God sê, nee, jy gaan die ding doen. OK, Here, dan doen ons die ding. Ek wil graag, maar gaan nie oor wat ek wil hê, gaan oor wat U wil hê. Nommer 2, bid vir mekaar. Bid vir jou naaste. OK, Here, nou bid ons vir ons naaste. Ons bid vir mekaar, vir my boeties en vir my sissies. En nou eers, kan jy maar bietjie tyd aan jou afstaan. Wat God wil regkry deur hierdie woord vandag is om jou gebedslysie te skommel. Want daar's goed bo aan jou gebedslysie wat moet laaste kom. En daar's goed wat laaste is wat jy baie meer tyd moet spandeer, heel eerste. Want dis toe Job sy prioriteite op sy gebedslysie verander. Toe verander alles. Mense, luister, ek moet gou iets sê. Ek preek baie keer goed hier. Dan kom 'n ander prediker. Dan preek hy dieselfde ding. Dan sê jy vir my, dit was darem goddelik. Dan sê ek, my Here, maar ek het net 'n paar weke terug oor die ding gepreek. Jy hoor nie meer wat ek sê nie. Jy sit maar net hier, Here, Jy mens kry klaar die 100 maak het gou. Dis die goddelike waarheid wat ek nou sê. Ek hoor julle. Die pastoor, dit was die, ek sê, my Here, ek het dan net 3-4 weke, Here. Ek sê weer vandag vir jou familie, hoor jy wat ek sê, moenie vir my kom sê, as 'n ander prediker die ding kom preek, vir my sê, dit was 'n magtige openbaring nie. Ek sê nou vir jou, verander jou prioriteit op jou gebedslys, en sien hoe gaan God jou ding goed verander. Toe Job sy prioriteite verander op sy gebedslysie, toe verander God Job se lot. Verander sy omstandighede. En Job het deur uitdaging gegaan, ver meer as wat enigeen van ons al deur is. Hy het sy vrou verloor, sy kinders, al sy diere, sy plaas. Hy het niks oor gehad nie. En asof dit nie genoeg is nie, ek is amper klaar. Amen, dankie Here. En asof dit nie genoeg was nie, al wat hy oor het is sy vriende. En hier begin sy vriende teen hom te draai. Al wat hy oor het is sy vriende. Nou oordeel hulle hom, Job, jy het sonde.
Wat 'n sondes het jy dat soveel smart en hartseer en pyn jou tref? Ooh, Job, jy moet bekeer. Maar wat doen Job teenoor hierdie mense wat hom te nakom? Wat hom verder vertrap in sy smart en sy pyn. In steede om sy rug op hulle te draai, om hulle uit te stoot uit sy binnekring, gaan hy en hy doen niks, hy bid vir hulle. Hy bid vir die wat hom beledig en vervolg. Bly by my. Hoor julle wat ek sê? Hoor julle wat ek sê? Matteus 5:45 sê, 5:44, maar ek sê vir julle, dis Jesus. Julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir die wat beledig en julle vervolg. Ek is jammer om vir jou te sê, so pas het jou begeertes nog een gesak. Want jy moet eers bid vir God se plan en God se wil vir jou lewe. 2, vir jou naaste, vir jou boeties en jou sissies. 3, vir die wat jou vervolg en vir die wat jou beledig, jou vyande, en dan arme ek. En terwyl hy alles verloor het, terwyl Job sit met soveel smart en pyn, verander sy gebedslysie. En hy begin bid vir die wat hom seermaak. So hier's die skat wat jy nie mag vergeet nie. Hierdie gebed herstel nie net wat Job verloor het nie, maar God seën hom met dubbel. Om vir 'n ander te bid, maak dat God alles verander. Om meer gefokus te wees op ander se behoeftes, maak dat God die sluise van die hemele oopmaak oor jou. So, kom ek maak klaar. Ek gaan nie laat die orkes opkom nie, want julle kyk altyd vir hulle. Kyk vir my. Maar reg, julle moet maar reg staan. Maar moet nog nie opkom nie, want hierdie is baie belangrik wat ek nou sê. Job se lewe word aan ons vertel vir 41 hoofstukke. Vir 41 hoofstukke lees ons van die beproewinge en die smart en die pyn en die hartseer van Job. 41 hoofstukke. En in 1 hoofstuk 42 verander God alles. En raai wat? God kan dieselfde doen vir jou. Ek sê God kan dieselfde doen vir jou. Luister, vir 41 hoofstukke is dit hel in jou lewe. Vir 41 hoofstukke maak goed nie sin nie. Dinge jy verstaan nie hoekom is jy in hierdie ding wat jy in is nie. Maar God kan in 1 hoofstukke jou storie herskryf, van hartseer na blydskap, van niks na oorvloed, van alleen na gesonde familie. In 'n oogwink verander alles. En wat het alles verander? Sy gebedslysie het die regte prioriteite opgehad. Ek sien goed nou gebeur in my lewe, wat ek al gevra het by 40 Days of Praise. En wat het ons by 40 Days of Praise gesê? Hou op, vra vir jouself. Soek God se hart en nie sy hand nie. En hoe meer jy God se hart soek en nie sy hand nie, en hoe meer jy bid vir jou boetie en jou sussie, hoe meer draai God die destinasie, die lot, en hy sê, dubbel.
Wow! Kom opraf, kom julle, orkes. Bid meer vir 'n ander as jouself. Bid meer vir ander se huwelike as jou eie huwelik. Bid meer vir die geluk van ander as jou eie geluk. Bid meer vir ander se deurbrake, ander se finansies, ander se gesondheid as jouself. En jy sal sien hoe die bladsy van jou boek omblaai en soos Job sal jou einde meer geseënd wees as jou begin. Amen. O, Here. So, ek het vir my vrou gesê, ek wil net sê, nou al, ek is jammer ek was so lank. Maar, wie stem saam met my, ek kon niks hier uitsny nie. Amen. Ek kan niks uitsny nie. So hier is die ding, wat die Here vir my wys, terwyl ek hierdie woord voorberei het. Daar's 'n 4de groep wat ek dalk gaan roep. Mense, ek hoop nie jy is haastig nie, want jy gaan nou iets wonderliks ervaar in jou lewe. Iets gaan gebeur in jou lewe vandag. Ek spreek dit. Van julle se lot gaan verander word vandag. Ek soek hierso 'n groep mense. Almal wat siek is. Kom maak hier 'n groepie. Wag, ek wil klaar maak, jy hoef nie nou te kom nie. Almal wat siek is, gaan hierdie kant kom staan. In die middel soek ek almal wat werkloos is. Wat 'n werk soek. En ek wil my verstout om te sê ook wat finansiële uitdagings het. Maar praat van groot finansiële uitdagings. Kom staan hier. En aan hierdie kant soek ek al die besigheidsmanne. As jy 'n besigheid het, soek ek jou hier. OK? Besigheidsmanne, mense wat werk soek, siekes. Ek soek 'n duidelike lyn tussen die siekes hierdie kant en baie van julle sê maar Clemens my ek het 'n besigheid en 'n siekte, wat ook al. Jy moet nou besluit wat is vir jou belangrik. Hierso besigheidsmanne. Hier werkloos, finansiële uitdagings. Hierso almal wat siek is. Siek, werkloos, finansies, besighede. Halleluja. 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 Terwyl dan nog uitkom, is vir my belangrik dat daar 'n duidelike lyn net moet wees, hoor. Ek wil net dan moet, ja, maak dit seker, skuif dit so, julle kan so 'n bietjie opkom, opskuif so 'n bietjie, ja. Halleluja. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Raf, sing het gou 'n liedjie, ek wil dit gou die atmosfeer reg kry hier. Sing iets. Roep sy naam. Yes. In jou omstandigheid. Roep sy naam binne jou verdrukking. Roep sy naam. Roep sy naam. Ja, roep sy naam. Roep net sy naam. Roep sy naam. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Oh, roep sy naam. Roep sy naam. Roep sy naam. Roep net sy naam. Want niks is onmoontlik in sy naam. Oh, hoef nie te vrees.
hoef niks te twyfel. O, want in sy woord beloof hy my, kom na my met al jou pyn. Halleluja. Luister gou vir my. Ek gaan iets doen wat ons nog nie gedoen het nie. Maar die Here het dit vir my baie duidelik gesê. En jy moet jy gaan dalk sê, wat Clemens is 'n ongemaklike storie. Luister, dit gaan nie nou oor ongemaklik of ongemaklik nie. Dit gaan oor, wil jy hê jou lot moet verander? Ek sê, wil jy hê jou lot moet verander? So, dis wat die Here op my hart lê. Bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Soek jy 'n deurbraak? Nou moet jy vir iemand anders te bid. Julle besigheidsmanne en vroue, wil jy hê jou besigheid moet geseënd wees? Nie die altaarwerkers nie. Jy gaan vir iemand nou bid in daai kringetjie. En God gaan vir jou deurkom. Julle wat finansies nodig het en wat 'n werk nodig het, jy gaan nou vir iemand anders hier binne bid en God gaan vir jou deurkom omdat jy vir daardie persoon gebid het. Julle wat genesing bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Julle gaan vir mekaar bid, nie ek nie. Jy gaan vir iemand nou bid in hierdie sirkel, in hierdie kring en die Here gaan jou aanraak. Mense, ons moet nou practice wat ons preach. Is dit nie so nie? Help nie, ons preek hierdie goed en nou sit ons hier en nou doen ons niks nie. Ons gaan nou praktiseer wat ons nou gehoor het. En u wat nou in die banke sit, arme jy gaan nou opstaan en jy gaan sommer vir na iemand toe stap en ook vir hulle bid. Ons gaan chaos in hierdie plek, ons gaan bid vir mekaar. Hoor jy wat ek sê? Hierdie sal 'n gemeente wees wat bid vir mekaar. Ons seën mekaar. Julle wat daar nie wil banke is, jy seën jou boetie, jy seën jou sussie. En jy gaan nie jou man en jou vrou voorbid nie, jy gaan 10 tree gee. Want as jy vir jou vrou bid, dan bid jy ook vir jouself, want as jy 'n beter vrou het, is voel jy beter. Andersom, wat ook al. Hoor jy wat ek sê? Moenie nou vir jou familie bid, jy gaan bid vir iemand anders. Reg. Hier gaat ons. Julle bid vir mekaar, en jy moet vir iemand bid en iemand anders moet vir jou bid. Baie dankie. Sorry. O, roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep net, roep sy naam, roep sy naam. Oh, aan jou omstandigheid, roep sy naam, aan jou voet, roep sy naam, roep sy naam, roep sy, Jesus, roep net, kom ons roep die naam van Jesus, roep sy naam, in jou omstandigheid, roep sy naam, in jou verdrukking, ja, roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, bid sonder ophou bid, roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, reg nou, in jou omstandigheid, roep sy naam, in jou verdrukking, ja, roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep net sy, roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep hom aan die dag van jou benauwdheid, come on, keep ons seker, hy sal jou antwoord, en jy moet hom eer, roep sy naam, ja, sy naam, roep sy naam, roep net sy naam, sê, sy naam,